Goeiemôre aan elkeen van julle. Ek groet julle in die mooi naam van Jesus en wat 'n voorreg om vanoggend weer die woord van die Here hier van vooraf te kan verkondig. Is die klank hard genoeg? Is dit duidelik genoeg? Asseblief as jy my kan hoor nie of is te hard, steek jy hand op. Dit is belangrik dat jy gemaklik dit kan hoor sonder dat dit oorverdowend hard is. Ons het die afgelope 2 Sondae gepraat en ons het 2 Sondae terug begin praat oor die wet. En ons het gesien dat nie een van ons aan een wet onskuldig is nie. En al sou ons dalk aan een wet onskuldig is, as ons in een gestruik het, het ons in almal gestruikel. So al 316 van die gebede wat naderhand opgesom is in 10, is ons skuldig. Laasweek het ons gepraat oor wat is die antwoord, wat is die verlossingsplan, wat het God vir ons in die woord geleer, wat is die verlossingsplan, wat hy vir ons bewerkstellig het. Van voor die begin van tyd af, het God alreeds geweet wat hy gaan doen. En vandag wil ek julle kom vertel van die persoon. Van die persoon deur wie ons gered kan word. Jy weet, as 'n vers wat sê, daar's net een naam vir ons gegee, waardeur ons gered moet word. Nie kan word as jy wil nie, moet word. En as jy nou vandag dink, hoekom is ek nou vandag hier? Gaan ek vir jou vandag sê, die Here het vir jou 'n afspraak vandag. Stel jouself oop aan die Heilige Gees vandag. Vandag is dit die kern van die evangelie. Vandag kom ons by naam uit, bo alle name. Ek wil vir u vra om te staan as ons vandag bid. Ek wil vir u vra om te staan en dis 'n uitsondering, maar ek wil hê dat u sal staan en dan bid ons saam. En bid saam met my in die Gees, dat die Gees sal werk vandag, dat hy sal vertroos, dat hy sal oortuig en dat hy sal genees en dat geen mens vandag verheerlik sal word nie, maar dit sal gaan oor Jesus. Dis die liedjies wat ons ook gesing het. Kom ons maak ons oë toe en as jy in die Gees wil saam bid, is jy meer as welkom. Ons wonderlike hemelse Vader, ons kom vandag na U toe, Here, en ons staan skuldig. Ons is so skuldig, Here. En ons wil vir U dankie kom sê, Here, vir die verlossingsplan wat U deur Jesus Christus bewerkstellig het, dat ons in die troonkamer kan ingaan. Dat ons nie meer gebonde hoef te wees om self iets te verdien, Here, maar dat ons U geskenk kan aanvaar, Here, en vir U kan dankie sê. Ek kom vandag en ek vra, Here, dat U U woord vandag vir ons sal oopmaak, dat die woord vir ons die lig en die lewe sal wees vandag, Here. En laat ons die majesteit van Jesus Christus vandag raak sien en belewe. Al is dit, Here, net aan hierdie kant van die graf wat ons ten dele ken, maar laat U die sluier sal wegtrek en, Here, en laat ons so ietwat kan sien hoe wonderlik en hoe heerlik U is. Ek vra U vandag, Here, dat U vandag deur die Heilige Gees ons sal kom besoek. Dat ons nie sal aandag gee aan die persoon langs ons nie, Here, of deur die week wat gebeur het nie, en wat vanoggend dalk gebeur het, en die mense dalk rondgehardloop. Ek vra, Here, kom maak ons gees stil voor U. Vader, ons kom vanoggend na U toe in diepe afhanklikheid. Maar in dieselfde asem wil ons vir U sê, dankie, Here, dankie vir wat U is en wie U is, Here, want U is, Here, die ewige Vader. U is die vredevors. O Here, U is die koning van die konings. Kom en maak ons harte oop, maak ons gees oop, maak ons verstand oop en maak ons gemoed oop, Here, dat ons kan luister wat U vanoggend vir ons leer, want aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alwel ewigheid. Amen. U kan die sitplekke inneem. As ek nou vandag 'n tema sou sê vir vandag se boodskap, sou ek sê, weet ons met wie het ons te doen? Kom ons gesels bietjie daaroor. Weet ons met wie het ons te doen? Ons het gelees en Paul het ook vir ons gelees van Eksodus 15 vers 11 en ons gaan nou 'n skrifgedeelte saam lees. Ek stel maar net wat op die blaadjie staan, daar staan daar: O Here, wie is soos U onder die gode? Wie is soos U onder die gode? U wat wonders kan doen. Wie is U? Ons het gesing van hoe wonderlik Jesus is, hoe groot hy is.
Ek gaan vandag 'n gedeelte, 2 gedeeltes saam met u lees. U is welkom om die gedeeltes oop te maak. Die eerste gedeelte in die Bybel, of jy kan dit net volg op die bord, is Jesaja 53. En ons gaan vers 1 tot 7 lees. Jesaja 53, as jy dit so lank wil oopmaak. En die ander gedeelte, wat is, as jy dit wil so lank oopmaak, is 1 Petrus 2, vers 22. So ons gaan 2 gedeeltes saam lees. Ons gaan begin met Jesaja 53, die profeet Jesaja. Nou ek weet jy's nou nie regtig baie kinders vanoggend hier in hierdie gemeente nie, want die kinderkerk is aan die gang. Maar ek wil tog vir julle uitlig dat Jesaja was een van die groot profete. En hy het hierdie geskryf, en as jy dit lees, sal jy dink, as jy dit nie besef dat dit in die Ou Testament is nie, sal dit vir jou klink asof dit in die Nuwe Testament geskryf is. So ek wil graag vir hierdie gedeelte lees in Jesaja 53 vanaf vers 1 tot 7. Daar staan geskrywe: Wie het geglo wat aan ons verkondig is? Hoor wat begin die profeet Jesaja mee? Wie is daar wat ons sal glo wat aan ons verkondig is? Ek dink ons kan 'n hele week lank net gesels oor hierdie eerste sin. Maar kom ek gaan aan. En aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hier verwys natuurlik na Jesus Christus. Hierdie hele gedeelte gaan na Jesus Christus, soos deur 'n profeet in die Ou Testament alreeds geprofeteer. Vers 2. Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons aan hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat. As jy nou vanoggend verag word en deur mense verlaat word, onthou wat het met Jesus gebeur. 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos die een vir wie 'n mens sy gelaat verberg het. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, dit het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy met 'n hoofletter. Hierdie is Jesus Christus. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hier is 'n belangrike versie vir die mense wat dink hulle het nie die genade van Here Jesus Christus nodig nie. Vers 6. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, alhoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak het nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerder. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Nou voor ons na die tweede gedeelte toe gaan wat ons gaan lees, en dit gaan wees in 1 Petrus 2 vanaf vers 22. Jy kan so lank die Bybel daar oopmaak. Ek wil net 'n gedagte met u wissel. So ons volgende gedeelte, en jy is welkom om so lank oop te maak in 1 Petrus 2 vers 22. Ek wil net vir u sê dat die Bybel verklaar homself. Daar's 'n vak wat hulle noem in teologie hermeneutika. Met ander woorde, daar's kruisverwys, die een vers verwys na die ander vers toe. So verklaar die Bybel homself. En ek dink dit is nie nuwe nuus vir almal van u wat hier sit nie. U weet dat daar verse is wat ander verse bevestig. En dit is in 'n harmonie geskryf en daar's eintlik foutloos. Ek praat nie van die taal wat sekere woorde nie het nie. Ek praat van die konsep van die woord van God. Dit is die volmaakte woord van God. Maar het jy geweet, ek wil net vir u vra, as jy dit nou op dieselfde verhoog sou plaas as ander godsdienste, het jy geweet
dat u nie die Koran mag ondersoek om te kyk of daar ander gedeeltes is wat dit bevestig nie, of verklaar nie. Met ander woorde, jy mag nie die Koran gebruik om hermeneuties te soek in dieselfde Koran, om te kyk of daar enige gedeeltes is wat dit bevestig of beaam, of teenstrydig is nie. Want sou jy dit doen en jy's 'n Islam, sou jy oneer aan Allah bring. Nou kom ek sê vir u, dis 'n mensgeskrewe boek. Daarom het hulle dit ingeskryf, sodat hulle tog nie ernstig daar 'n fout moet soek nie. En hulle glo natuurlik dat die profeet Mohammed dit gehoor het by die engel Gabriël, wat dit uit die hemel uit gehoor het om die Koran te skryf. En hulle God is Allah wat hulle noem. En hulle is moslems en hulle noem hulle self islams en hulle lees die Koran. Sjoe, geen wonder hulle sê jy mag nie ondersoek doen nie, want dit klink heel te mekaar. Ek wil sê ons Bybel is anderster. Ons Bybel is anderster. Ek wil hê jy moet onthou wat ons nou gelees het van die profeet Jesaja, dat hy is vir jou en vir my ongeregtigheid gekruisig. Met ander woorde, ons het gesien in die wet, ons is skuldig. Elke wet wat ons oortree het, en nog steeds oortree, het hy vir jou betaal. Elke ding wat jy teen die wet gedoen het, ons het gesien, net in die 10 gebooie, is daar nie een wet, wat ons kan onderhou nie. So elke keer wat ons oortree, is ons deel daarvan dat Jesus vir ons gesterf het. Hy het in jou en my plek gesterf. Dis nou die Ou Testament. Nou wil ek graag in die Nuwe Testament, hermeneuties, wat jy nie die Koran mag doen nie, maar ons mag het doen, want ons God is 'n God van lig. God is die God van orde, en hy is die God wat, daar's nie 'n verrassing nie. Niemand gaan eendag kom en sê, en God word ook nie skrik gemaak nie, jy kan hom ook nie bang praat nie. So kom ons kyk, wat sê die Nuwe Testament, hermeneuties gekoppel aan die gedeelte wat ons gelees het in 1 Petrus 2, vanaf vers 22. Ek vertrou dat jy die verse onthou wat ons gelees het. As jy nie wil nie, lees dit later, onthou nie, lees dit later maar weer. Kom ons hoor wat sê die Nuwe Testament. Nou die Nuwe Testament het begin toe Jesus gesterf het. Daar vir ons 'n Nuwe Testament, 'n nuwe verbond in Christus nou. Wat sê die Nuwe Testament? Kom ons lees 1 Petrus 2 vanaf vers 22. En ek wil vir julle sê, vergelyk dit nou maar vir jouself oor wat die profeet gesê het, duisende jare voordat hierdie geskryf is. Daar staan: Hy wat geen sonde gedoen het nie, en wie se mond geen bedrog gevind het nie. Want toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie. En toe hy gelei het, nie gedreig het nie. Maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir wie geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Want julle was soos dwaalende skape, maar nou het julle teruggekeer na die herder met 'n hoofletter en opsiener met 'n hoofletter van julle siele. Hier is dit hermeneuties wat die profeet Jesaja gesê het. En ons het gesing van what a day it will be, my Jesus I will see. Weet ons met wie het ons te doen hier? Kom ons praat daaroor. Daar's 'n vers in Jesaja 9 vers 5. Die vers sê, weereens profeet Jesaja in die Ou Testament. Hoor wat sê Jesaja 9 vers 5. Wil jy moet graag oplet. Hierdie is belangrik om te weet met wie het ons te doen. Jesaja 9 vers 5. Want 'n kind is vir ons gebore. 'n seun is aan ons gegee. En die heerskappy is op sy skouers. En hy word genoem
wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Weet ons, met wie het ons te doen. Kom ons fokus net op hierdie paar woorde. Benaming, soos wat Jesaja dit vir ons sê, name. En ons kyk bietjie, wat sê die woord vir ons? Wat beteken hierdie? Nou ons kan begin. Kom ek gee vir u voorbeeld, voor ons begin. Gestel nou, jy vat nou jou kar in, hy het nou so 'n bietjie tegniese probleme, en ek weet vandag se karre is nie meer soos die ou dae, wat jy die tyd kan stel, en die plek kan verander, en die punte, en goed is nie. Jy vat hom nou in, deesdae, vandag se nuwe karre, en dan as hulle nou regtig nie weet, wat is fout met jou kar, en dan sê hulle, ag, moenie bekommerd wees nie, ons het sommer 'n software update gedoen, jou kar is nou reg. Dis mos wat die mense deesdae sê. Nou gestel, jy vat nou jou motor in, wat nou gesofistikeerd en elektronies is. Jy vat hom nou in na die handelaar toe. En jy sê, doen vir my asseblief 'n sagte ware opgradering op hierdie kar van my. Want my GPS is nou al so 'n bietjie oud. Kom ons laai so lank nuwe kaarte en nuwe straatname wat so verander het en dorpe se name. Dis nou net denkbeeldig wat ons nou van praat. Kom ons laai nou 'n bietjie die nuwe name, want in die ou dae as jy Pietersburg toe gery het, het jy verby 'n paar dorpe gery, Nylstroom en Naboom, en nou weet my GPS nie waar, as ek sê Pietersburg, hy weet nie waar ek wil heen gaan. Kom ons gradeer hom so 'n bietjie op, sodat ek daarom kan sit, ek wil nou Polokwane toe gaan, as jy verstaan wat ek bedoel. Nou nadat jou kar se GPS nou opgegradeer is, nou ry jy, nou gaan jy nou vir jou broer of suster kuier in Pietersburg of Polokwane, jy sit nou Polokwane daarin. Nou sê jou GPS vir jou, ek dink jy moet dalk hier links draai. In plaas daarvoor om te sê, draai links by die volgende straat, sê GPS nou baie twyfelagtig. Ek dink jy moet dalk, miskien dink ek jy moes by hierdie een links gedraai het. Nou dis nie juist bemoedigend nie, is dit? En ek dink ons sal dadelik die kar terugvat en sê, hoorie, hier's fout met julle sagte ware, want hierdie kar sê nou vir my, hy dink ek moes hier gedraai het. Nou wil ek vir jy sê, ons leef in 'n wêreld. Dieselfde met jou kar se sagte ware vandag. Is 'n lewe vol onsekerheid. Klomp mense sienings en mense stelsels en selfs regerings in die dag van ons tyd wêreldwyd weet dikwels nie waarheen hulle op pad is nie. Mag die Here vandag vir ons 'n nuwe sagte ware oplaai, dat ons weet waarna toe ons op pad is. Maar ek wil vir julle sê, met die verhaal wat ons nou vertel het, of die denkbeeldige verhaal wat ons nou vertel het, van die GPS, God is nooit onseker nie. Hy sal nooit vir jou sê, ek dink jy moes dalk daar links gedraai het nie. Dalk dat jy gestruikel het, ja, maar nie omdat hy nie lekker seker is wat ek kan doen nie. Jesaja 9 wys vir ons dat die Here nooit iemand is wat raai nie. Hy is nooit iemand wat faal nie. Hy is nooit iemand wat verander nie, want hy is gister en hy is vandag en hy is môre en hy is tot in alle ewigheid dieselfde God. In sy soewereinheid het hy gekies om altyd dieselfde te bly. En hier het ons gelees van, hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Nou wil ek vir jou vra, weet ons, wat beteken hierdie? Het ons enige benul, wie is hierdie persoon, van wat hier gepraat word? Hierdie is nie net mooi woorde nie. Seker sal die mense wat in digkuns is sê, dit is nou baie mooi woorde. Natuurlik is dit mooi woorde. En dit klink nog mooier in Afrikaans ook as in Engels. Maar is baie mooier as net mooier woorde. Dis baie dieper as net mooi woorde. Hierdie is 'n openbaring van 'n persoon met die naam van Jesus Christus, die enigste ware verlosser wat daar is. Nou, ons leef in 'n wêreld vol godsdienste,
Ons leef in 'n wêreld vol idees. Ons leef in 'n wêreld vol van filosofie. Maar Jesus staan as die onvergelykbare seun van God uit. Kom ons kyk na die eerste woord wat genoem word. Hy is wonderbaar. Ek weet nie of u al gedink het oor wat beteken die woord wonderbaar. Miskien het jy al bietjie daaroor bepeins. Wonderbaar. Wat beteken dit? Nou, dis 'n mooi Afrikaanse naam wat sê, dis iets bokant die menslike verstand. Dis wat die woord wonderbaar eintlik beteken. Iets wat jy nie volkome kan verklaar nie. Jy kan dit nie volkome begryp nie. Dis bokant jou vermoë, bokant jou denkwyse, bokant jou intellek en jou verstand. Wonderbaar. Dit is eintlik nie 'n manier hoe om dit te verduidelik en te verstaan nie. Nou kom ek gee vir julle 'n paar voorbeelde in die Bybel van wat wonderbaar is. Jesus se geboorte was wonderbaar. Ons kan nie dit alles begryp nie. Ons weet nie presies. Ons kan nie begryp in hierdie lewe in elk geval. En ek dink ook nie eers in die lewe daarna sal ons, alhoewel die Bybel sê ons ken ten dele, ons sal eendag ten volle weet. Maar hierdie is veel groter. Onthou, God is veel groter nog as dit. Jesus se geboorte is wonderbaar. Is iets bokant ons verstand. Dat Jesus mens geword het vir jou en vir my. So sy geboorte was wonderbaar. Jesus se lewe op aarde was wonderbaar. Ons kan dit nie definieer nie. Ons kan dit nie opsom nie, ons kan dit nie verstaan nie, want dan sou hy nie meer wonderbaar gewees het nie. Sy lewe was wonderbaar. Hy het wonderwerke gedoen. Hy het genees die siekes. Hy het sondes vergewe. Hy het wonderwerke gedoen. Hy het mense genees. Hy het die mense se sondes vergewe. En wat hy verder gedoen het, hy het mense uit die dood uit opgewek. Nie vir die mense om verheerlik te word nie. As jy dink jy word uit die dood uit opgewek om verheerlik te word, dan sit jy die pot mis. Jesus het mense uit die dood uit opgewek, sodat die Vader daardeur verheerlik kan word. Nie die mens nie. En Jesus het ook gespreek met gesag. Die kruis van Jesus was wonderbaar. Ons kan dit nie ten volle begryp en verstaan nie. Dat hy vir jou en vir my vasgespijker is aan die kruis vir jou en my oortredinge. Ons het dit gelees. Ons het dit gelees in Jesaja en ook in Petrus. Hy het vir jou en vir my daar gehang. Elke keer as ek en jy sondig, is dit die rede hoekom hy daar gehang het. Sy opstanding was wonderbaar. Die graf is leeg en hy leef tot in ewigheid. En as dit by 'n vorige geleentheid sou ons nou almal op 'n toer kon gaan, 'n wêreldtoer. En ons kom by die graf van Allah, dan staan daar 'n geboortedatum en 'n sterfdatum, hier lê Allah. Sou ons kom by die graf van Confucius, dan staan daar 'n geboortedatum en 'n sterfdatum. Dan staan daar hier lê Mohammed, en Confucius dieselfde, en die Imam Mahdi dieselfde. Elke godsdienst wat daar is, as ons by die graf kom van die stigter van daai godsdienst, dan staan daar 'n geboortedatum en 'n sterfdatum. Maar sou ons vanoggend by Jesus se graf gekom het, staan daar, hy is nie hier nie, hy het opgestaan. En dit is die verskil. Dit is die verskil tussen ons godsdienst en ander godsdienst. Ek wil verder gaan. Ek wil sê sy wederkoms is wonderbaar. Hy kom weer vir jou en vir my. En as jy wil weet hoe hy gaan kom en wanneer hy gaan kom en wat gaan gebeur en waarna toe gaan jy kom volgende jaar. Maar sy wederkoms is wonderbaar. Ons kan dit nie heeltemal verstaan nie. Dis bokant ons. Soos die ou mense gesê het, vuur maak plek. Ons menslike verstand kan nie hierdie dinge verstaan nie. Ons kan net waarlik sê. Hy is die seun
van God. Dit som alles op. Hy is die seun van God. Ons Christendom, ek praat nou nie van 'n godsdienstige mense nie. Ek praat nie nou hier van Grace Gemeente nie. Ek praat nie van die AGS nie, ek praat nie van die PPK nie. Ek praat nie van die NG nie, ek praat nie van die Hervormde nie. Ek praat met elkeen wat bloed gewas is, want eintlik is daar net een kerk. Jy behoort in die kerk van Christus of jy behoort nie daaraan nie. Ons praat nie nou van denominasies, ek behoort daar en dit is nou daar en leerstelling en dogmatiek en al daai goed. Daar's net twee weë. Jy is of op die weg of jy is op daai weg. Of jy is gered of jy is nie gered nie. Die kerk, Ekklesia, is die kerk van Christus op aarde. So as jy nou deel is van die kerk van Christus en jy is bloedgewas, is ons godsdienst nie gebou op 'n stel reëls nie. As jy nou van die ander boeke sou lees, soos die Koran, dan staan daar, hier is die reëlboek, this is the rules, walk in it. Met ander woorde, as jy nou in 'n huis bly en jou huis is redelik ouer, en ek dink die meeste van ons bly dalk in 'n ouer huis, kom ons sê jou huis is 50 of 60 jaar oud, dan is die bouer of die argitek wat jou huis gebou en ontwerp het, heel waarskynlik nie meer nie op aarde nie. Maar jou huis staan nog, en jy sien baie geboue in Europa, waar die bouers en die argitekte nie meer lewe nie. So die huis wat jy daaraan bly, en is 'n ou huis, is nie gekoppel aan die persoon wat die huis gebou het nie. Hierdie bouer van hierdie kerk is heel waarskynlik, ek bedoel die man wat fisies gebou het, is dalk heel waarskynlik nie meer met ons nie. Maar hierdie kerk is nie gekoppel aan die bouer van die kerk nie. Hy staan onafhanklik van dit. So as jy na die ander gelowe kyk, behalwe jou Christelike geloof, staan alles apart. Die moslems is nie gekoppel, die Koran is nie gekoppel aan Mohammed se voortbestaan nie, hy is lankal in die graf. Dis 'n klomp reëls. Maar wanneer jy na die Christelike boek kyk, is Jesus Christus die hoof van die kerk. En as sou Jesus Christus vandag sterf, sal die hele goddelike Christelike godsdienst wegval. Want alles is gefondeer een persoon. En ek wil vir jou vra, ken jy hom? Weet jy met wie het jy te doen? Die vraag is, het ons nie dalk, ek en jy, wat vanoggend hier sit, oom, tannie, jongeling, het ek en jy nie dalk ons verwondering oor Jesus Christus, van wie en wat hy is, verloor nie. Het ons geloof nie net dalk vandag 'n roetine geword. Ek weet nie, ons moet maar self voor God staan. Bid ons nie net dalk vandag uit gewoonte uit nie. Is ons nie net dalk by die kerk uit gewoonte uit nie. Mag die Here kom en mag die Here self herstel dat ons nog 'n verwondering het oor wie en wat hy is. Dat ons sal besef, ons sal nooit kan besef wie hy is nie. Weet ons, wie is hierdie Jesus van Nasaret, wat ons ook nou van gesing het. Kom ons kyk na die tweede woord wat ons van gelees het. Raadsman. Ons het gelees ook van, hy is 'n raadsman. Nou wat is 'n raadsman? Het jy al dalk bepeins en gedink oor, wat is 'n raadsman? En dit is iemand, as jy dit kan definieer in Afrikaans, dit is iemand wat leiding deur wysheid gee in die duisternis. Jesaja het gesê, hy word genoem raadsman. Nie net omdat hy 'n raad het nie, maar omdat hy self die raad is wat God hom gemaak het. Hy is God, maar hy is self die raad. Want Johannes 14 vers 6 sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. So hy is self die raadsman. Ander godsdienste sê dit nie. Hulle sê, daar's die pad.
Dis die pad wat jy moet loop, maar hulle self is nie op daai pad nie. Dis 'n klomp reëls. En jy weet natuurlik wat het Jesus self gesê vir die fariseërs en die skrifgeleerdes rondom dit. Jesus self is die pad. Hy is self die weg. Hy is self die waarheid en hy is self die lewe. Weet ons met wie het ons hier te doen? Kom ons dink weer aan die GPS voorbeeld van jou kar. Die Heilige Gees is soos 'n lewende stem. Ons kan nie dit eintlik vergelyk nie, maar in vandag se terme. Kom ons gelyk die stem, soos die stem van die GPS in jou kar. Dis God se lewende stem, wat hier binne jou woon. Wat vir jou sê, dis die pad. Wandel daarin. Of hy sal sê, wanneer ons afwyk, en wyk ons nie, maar gereeld af, ek en u nie. Wanneer ons afwyk, korrigeer die stem van die Heilige Gees jou, soos die GPS stem in jou kar, en hy sê, keer terug. Of wanneer jy in vrees lewe vir dit wat kom, en die mense harte begin swyk, en ons is vrees, en 41 keer staan in die Nuwe Testament, ons moet nie vrees nie. Herinner hy ons aan God se plan, wat hy vir ons het. Laat die Heilige Gees ook dan vandag vir u lei, vir iets aanpak. Here, wat is die raad vir my vandag? Kom ons gaan aan na die derde naam wat hulle vir Jesus Christus, Jesaja vir Jesus Christus genoem het. Hy is sterke God. Nou hierdie titel is die kragtigste verklaring van wie Jesus is. Hy is die sterke God. Jesaja noem hom nie net wonderbaar nie. Jesaja noem hom nie net raadsman nie, maar hy noem hom ook sterke God. Johannes 10 vers 13 sê, ek en die Vader is een. Sien, die Jode wou hom stenig, omdat hy homself gelykgestel het met die Vader. En nou wil ek vir u sê, en ons hoef dit nou nie te lees nie, ek gaan dit nou maar net sê wat daar staan in Johannes 1, in die eerste paar verse staan daar. In die begin, nou net in die woord in die begin is wonderbaar, want ons kan dit nie verstaan nie. Maar daar staan geskryf, in die begin was die woord met 'n hoofletter. En die woord was by God, en die woord was God. En alles het deur hom ontstaan. So as jy nou ooit gewonder het of Jesus nog altyd bestaan het, die antwoord is baie beslis ja. Voor die skepping af het Jesus al bestaan. Dis wonderbaar, ons kan dit nie begryp nie. Ons verstand kan dit nie begryp nie. Daarom is Jesus nie 'n profeet, soos ander gelowiges sê nie. Hy's nie 'n profeet nie. Hy's nie 'n engel nie. Jesus is nie 'n engel nie. Hy's nie net 'n goeie man nie. Hy self is God. En hy het vir ons aan die kruis gesterf. En hy leef vandag in heerlikheid. Ek wil dit weer sê. En ek neem woorde van 'n dominee van Port Elizabeth aan en ek maak dit myne en ek gee hom die eer. Ek kan nie sy van onthou nie, dis nie my eie woorde nie. Maar ek wil dit graag gebruik en toepas. Ek wil sê die dag as jy hoor, hy leef nie meer nie. Moenie dit glo nie. Moenie daaraan kos gee nie. Want dan sal ek meer lewendig wees as ooit tevore. Dan is ek meer lewendig as wat ek vandag hier staan. Die woorde geleen by 'n dominee in Port Elizabeth. Omdat hy werklik God is, kan ek hom nie net respekteer nie. Ons kan nie nou sê, ons moet hom nou respekteer nie. Ons moet hom ook aanbid, omdat hy die koning is. En daarom vra ek vandag vir jou, buig vandag in jou hart en sê, U is die Here, die God van die hemel en die aarde. Kom ons gaan na die 4de een toe, ewige Vader. Nou hierdie beskrywing beteken nie dat Jesus die Vader vervang nie. Maar dat hy soos die Vader
self is. Nou as jy self kan verstaan dat 3 wesens een God kan wees, dan mis ons dit, want ons kan dit nie verstaan nie. Daarom moet ons word soos 'n kind, ons hoef nie dit te verstaan. Die woord sê, ons glo dit. En hy sê in Johannes 15 vers 5, sê hy, ek is die wingerdstok, julle is die lote. En wie in my bly, en ek in hom, dra veel vrug. Jesus Christus, hy is die bron van die lewe. Soos 'n vader sorg vir sy kinders, so dra hy ons deur elke seisoen van ons lewe. En gaan ons nie soms deur seisoene nie, nê? Miskien voel jy vandag afgesny. Miskien voel jy vandag moeg. Miskien voel jy vandag leeg. Miskien voel jy vandag sonder rigting. Dis nie alleen nie, ons almal voel partykeer sonder rigting. En dan wil ek vir jou sê, onthou, die ewige Vader, deur die Heilige Gees, deur Jesus Christus, roep jou vandag terug, om te kom na sy arms. In Christus het ek en jy 'n nuwe identiteit, en 'n kind van God. En die laaste een is natuurlik, hy word genoem vredevors. Vredevors. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Jesus bring nie die vrede deur een of ander politieke mag of politieke party nie. Nee, hy bring dit deur die kruis op Golgotha. Hy het sonder sonde gelewe. Hy het vir ons sondes gesterwe. Hy het die muur tussen jou en God afgebreek, dat jy tot in die troonkamer, tot in die allerheiligste van God kan ingaan. Ware vrede kom nie uit ons eie pogings uit nie. As jy dink, jy kan dit self verdien, deur jou eie pogings en jou eie insig te steen, dan sal jy klaaglik misluk. Dit kom wanneer ons lewens oorgegee word aan Jesus Christus, wat die vredevors is. Daarom hoef jy nie vandag langer in skuld of in vrees te lewe nie. Jesus Christus self het gesê, en hy sê dit ook vandag, en hy sê dit ook vir die mense wat vandag hier is, my vrede gee ek vir julle. En my vraag aan jou is, weet jy, met wie het jy te doen? Ek wil nou opsom en ek wil net graag weer die 5 redes vir u gee. Dit is natuurlik baie. Hier is maar opgevat en dit is maar net 'n druppel. Dis baie min. Maar dis net die bietjie wat die Here vir ons oopmaak. 5 redes waarom Jesus Christus onvergelykbaar is met enige iets of enige iemand van alle tye. Hy is die spulpunt waarom die goddelike geloof draai. Geen ander gelowe het 'n spulpunt nie. Dis 'n klomp reëls en 'n klomp wette. Die tweede, hoekom Jesus onvergelykbaar is, hy het sonder sonde gelewe. Almal het gesondig, behalwe Jesus Christus. Hy het geen sonde gehad nie. Hy is natuurlik ook self God. Sy woorde, sy dade, sy opstanding bevestig dit. Hy is self God en die woord beamoed dit. En hy het as plaasvervangend vir jou en vir my gesterf. Hy was onskuldig, maar het vir die skuldiges, vir my en jou, aan die kruis gehang. Ek en jy het hom deur ons sonde aan die kruis vasgeslaan. En dit is die verlossingsplan wat die Here van die begin af in werking gehad het. En dan wil ek vir u sê, hy het opgestaan. Sy graf is leeg. En daarom leef hy. En daarom het ons hoop vandag.
Ek wil vir die jong mense vra, moenie dat iemand vir jou sê, daar is nie 'n toekoms nie. En ek wil dit vir die ou mense sê, en ek wil dit vir almal regdeur sê, natuurlik is daar 'n toekoms, mits jy natuurlik in Jesus Christus is, moenie jou ore uitleen nie. Jesus Christus is soos 'n bergpiek op aarde, as ek dit nou weer in menslike taal kan sê. As jy dink aan die berg Everest, waaraan dink jy? Jy dink aan die hoogste bergpiek op aarde, waarvan die mense van weet. En hy styg uit bo al die ander berge, uit al die ander pieke. Die ander pieke is maar hier ergens naby hom. So is Jesus Christus bo elke godsdiens, bo elke filosoof, bo elke menslike poging. Dit styg uit, nie uit trots nie, maar omdat hy die enigste ware God is wat gesterf het en opgestaan het vir ons sondes. En daarom vra ek vandag vir jou, weet u met wie het ons te doen? En ek wil vir jou vandag hê, oom Tannie jongeling, Jesus staan vanoggend voor jou. En hy sê vir jou, kom na my toe. Almal wat moeg, vermoeid en belas is. Ek kan die vers lees, Matteus 11 vers 28. En hy beloof, ek sal vir jou rus gee. So as ons weet, of net 'n klein gedeelte besef met wie ons te doen, en hy sê, kom na my toe, gaan jou lewe drasties verander, so seker as wat die Here lewe. En as jy nog nie vrede in jou hart het nie, nooi hy jou vandag, om nie te kom probeer nie, om nie aan te hou om te probeer nie, want jy gaan nie regkom nie, om net sy genade te aanvaar, en hy nooi jou uit. Johannes 15 vers 15 wil ek mee afsluit. 'n Versie. Wat sê Jesus vir ons? Hy sê vir ons die volgende. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegte nie weet wat sy Heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Jesus Christus self sê, hy noem ons sy vriende. Die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die God, die Skepper, die wonderbaar, die vredevors, die ewige Vader, sê vanoggend vir jou vriend. Is nie iemand daar ver buite bereik nie. En dit het my baie laat dink gisteraand aan 'n liedjie. En mag ek net vir julle die woorde lees? Ongelukkig kan ek dit nie sing nie. Ek los dit vir die mense wat kan. Daarom gaan ek nou net vir julle die woorde lees. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurig tot God se troon deur hom te gaan. En hoe verbeur ons tog ons vrede? Ag, hoe dikwels ly ons smart en doen ons nie. Net omdat ons nie ons node uitstort in God se Vaderhart. Kom ons sluit die oë. Here, U is vir ons gebore, U word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Dankie Here, dat U dit vir ons gedoen het. Dankie dat U dit bewerkstellig het, Here, dat ons na God kan nader, deur dit wat U gedoen het. Dankie Here, dat U 'n goeie God is. Dankie dat U nie bo ons bereik is nie, Here. Dankie dat U neergedaal het en vir ons die weg kom baan het. En ons wil vir U sê, Here, dankie vir U liefde. In Jesus se naam. Amen. Kom ons staan en sluit